Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 33. Ons sing daarvan saam vers 1 en vers 2. Waarna ons in gebed sal verenig. Ons Vader wat in die hemel is, dis ook vanaand ons gebed dat u naam ook deur ons geheilig sal word. Ja, dat ons ook in dit wat ons sê en dink en doen, u naam sal verheerlik. Juis omdat ons weet, dis deur u genade wat ons hier bymekaar is, en dis deur u genade wat u ons ook wil voed met die brood van die ewige lewe. Ja, met die woord wat voortkom van u af. Daarom vra ons dat die Heilige Gees ons elkeen ook ons hart en ons verstand op u sal rig en dat u sal spreek, Here, en ons u kinders, u dienaars sal luister. Ons vra dit want ons bely dat ons self is sondaar mense, elkeen van ons totaal en al afhanklik van u, en kan niks anders doen as om in die naam van ons Here Jesus Christus na u toe te kom nie. Daarom dank ons u dat ons dit ook vanaand wel mag doen, en weet dat u ook hierdie gebed van ons in sy naam sal verhoor. Amen. Vanaand, broeders en susters, Paulus se briewe aan Timoteus. Die eerste een is 1 Timoteus hoofstuk 6, ons kernvers, vers 20. Timoteus,
Bewaar wat aan jou toevertrou is, vermy die onheilige en sinnelose praatjies en redenasies van die kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Kom ons luister saam na die gedeelte waarin dit staan. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Dit wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige sinnelose praatjies en die redenasies van die kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle almal wees. En dan blaai ons net 2 bladsye verder na hoofstuk 3 toe, waar hy sê, maar jy het my nagevolg in leer en lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het aan Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot die verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover ons teksgedeelte. Kom ons sing eers saam Skrifbruiming 15:6. Ons sing saam vers 1 en vers 3. My woord was helder soos kristal, jou bruidstryd fris soos môredrou. En hoe is dit verdonkerd nou? Bewaar die skatte of ek sal net soos 'n dief kom onverwags jou opskrik in die oordeelsnag. Daardie oproep, bewaar die skatte. Kom ons sing saam vers 1 en vers 3.
Dit is interessant, broeders en susters, dat mens soms 'n vreemde gedagte iewers raak lees, en een van daardie gedagtes is artikel 14 van die Dordtse leerreëls. Nou as jy dit self ook gaan lees, sal jy dit raak sien. Al wat in hierdie artikel vir 'n mens gesê word is, waar kom die opstellers van die belydenisskrif aan dit wat hulle vir ons opgeteken het? Hoekom het hulle die Dordtse leerreëls opgestel? En hoekom juis soos wat ons dit vandag kan lees? Nou interessant genoeg is, dis eintlik voor die hand liggend. Die Bybel is die enigste bron. Die Bybel is die enigste bron. Ons almal weet dit tog. Kan ons nie anders wees nie. Maar daar's tog iets belangriks daaraan, dat dit juis ook in hierdie artikel vir ons gesê word, die Bybel is die enigste bron van dit wat ons moet glo, maar dan word daar iets belangriks gesê, dit moet vandag nog in die kerk van God gepreek word. Dit is belangrik, dit wat ons glo, moet binne in die kerk gepreek word. En hoe belangrik hierdie oproep is vandag seker nie nodig om vir u te sê, hoekom moet die uitverkiesingsleer waarby ons besig is, gepreek word nie. Ons almal weet, ons lewe in 'n tyd waar dogmas of belydenisskrifte, soos ons dit ook noem, onderskoot kom, waar mense baie kritiek daarteen uitspreek, en baie mense sal reguit vir jou sê, maar ek laat my nie bind deur wat mense geskryf het nie, want dis mense wat 'n belydenisskrif geskryf het. Ek werk met wat God gesê het. Klink baie edel, né? As iemand dit nou vir jou kom sê, dan klink dit of hy nou wil doen wat God sê. Ek gaan nie doen wat daar staan nie. Dis 'n edele redenasie. Ek doen wat God gesê het. Maar weet jy wat gebeur met mense wat so wil, kom ons noem dit opereer, wat sê hulle kan sonder die kerk werk, hulle kan sonder 'n dominee werk of 'n ouderling werk, hulle kan sonder die belydenisskrifte van die kerk werk. Wat gebeur met hulle? Al wat gebeur is hulle stel hulle eie ongekontroleerde belydenisse daar. Dit wat hulle sê hulle glo. En wat gebeur wanneer jy ongekontroleerd begin werk? Jy begin selektief met die Bybel te werk. So ek sê ek werk met dit wat die Bybel sê, maar ek lees net dit wat my gedagtes pas. En dis ongelukkig wat met alle sondaar mense gebeur wanneer ons dink, ons kan sonder die kerk van die Here wees, of sonder die belydenisse wat die kerk van die Here met baie moeite en tyd vir ons daar gestel het. Inteendeel, sê ook nie ons plaas die Dordtse leerreëls of ander belydenisskrifte gelyk aan die Bybel nie, en die uitnodiging is daar, vir enige een wat die woord van die Here kan vat, en kan sê, maar hier het die kerk gefouteer in ons belydenis, dan verander ons dit vandag. Is interessant dat dit so werk, né? Vandag nog steeds, as iemand van ons of enige persoon kan kom met die Bybel en vir ons sê, maar hier het die kerk al die jare verkeerd geglo, dan gaan ons dit vandag verander. Hoekom? Want ons moet bly by wat in die Bybel staan. Die Bybel is die enigste bron. Maar juis, ongelukkig, mense se edele aanspraak van ek doen wat die Bybel sê en vir my niks anders kom vertel nie, plaas mense op 'n dwaalspoor. En daai dwaalspoor lei gewoonlik na 'n dwaalleer toe. 'n Dwaalleer wat daardie persoon self aanhang. Dis hoekom dit belangrik is dat ons weet, ons glo die Bybel is die enigste bron van wat ons glo. Ook wat ons glo oor die uitverkiesing. In die Ou sowel as in die Nuwe Testament word die uitverkiesing vir ons na vore gebring. Reeds, kom ons gaan in die geskiedenis af. Genesis 3 vers 15. Sien 'n mens die lyn van die uitverkiesing en verwerping
van die nageslag van die vrou en die slang. Almal ken die geskiedenis van Noag, wat in die geloof 'n ark gebou het, en net hy en sy gesin 8 mense word gered. Abraham word geroep uit Ur van die Galdeërs. En vir hom word Isak gebore op grond van 'n belofte van God. Jakob en Esau, die bekendste seker van die uitverkiesing. God sê vir Jakob het ek lief gehad, vir Esau het ek gehaat. En dan die volk Israel se hele geskiedenis kan ons gaan lees. Maar gaan lees bietjie Deuteronomium, wat staan daar? Omdat die Here julle voorvaders lief gehad het en uitgekies het. So kan 'n mens aangaan, gaan kyk na Dawid en sy nageslag. Die hele geskiedenis van Israel loop dit soos 'n draad. Die raad van God, die uitverkiesing van Israel, en hoe die bose eintlik magteloos probeer het om die kerk van die Ou Testament uit te roei. En so sien ons dit in die Nuwe Testament tot vandag toe. Waar God gekies het, kan niemand keer nie. Mens sien dit in die Nuwe Testament, al die tekste wat oor uitverkiesing handel. Ons het al 'n klomp van hulle die afgelope jaar in die kerk gehoor. Romeine 8 en 9, Efesiërs 1, Handelinge 9, Matteus 11. Selfs daar by die geboorte van ons Here Jesus Christus, die engelekoor, ere aan God en vrede op die aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Sien God self het die leerstelling van die uitverkiesing in die Bybel vir ons laat opteken, soos hy ook al die ander leerstellings vir ons laat opteken het. En wat ons betref, ons moet by hierdie leerstellings hou en nie ons eie of selfgemaakte leerstellings in die plek daarvan stel nie. Hoor hoe Paulus dit gesê, hy sê vir Timoteus, bewaar dit wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinnelose praatjies en redenasies van kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar's mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Sien die dwaalleer waarmee Timoteus in Efesië te doen gehad het, is in wese dieselfde as alle ander dwaalleer tot vandag toe. Dis mense wat dit verkondig en hulle self dan beroep op hulle, kom ons noem dit meerdere kennis of meerdere insig. Hulle weet meer as die res van ons. Hulle weet meer as al die gelowiges van alle tye. Hulle het die nuutste navorsing, sal hulle vandag vir jou sê. Ons is slimmer as die res. Hoe goed ken ons dit nie? Mense wat te slim raak. Te slim raak vir wat hulle geleer is. Selfs te slim vir dit wat wit op swart in die Bybel geskryf staan. Daarom skryf Paulus vir Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. In ander woorde, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Hoekom? Want sê die Here vir ons, die goddelose, ons het dit vanoggend ook gehoor, sal net van kwaad na erger gaan. En hulle sal ander mense mislei met hulle beterweterigheid. Daarom is dit noodsaaklik dat ons eenvoudig gaan bly by wat ons geleer het. Naamlik bly by wat ons geleer het uit die Heilige Skrif. Mens kan dit so verstaan, die Bybel is die anker. 'n Anker wat God vir ons gegee het om ons ook van die uitverkiesing te leer. En solank 'n mens bly by dit wat in die Bybel geskryf staan, het jy vastigheid. Sodra jy daarvan afwyk, dan is jy soos 'n skip sonder anker wat heen en weer geslinger word deur elke vorm van dwaalleer. Maar om hierdie vastigheid te kan beleef, vra inspanning. Vra dat ons die Bybel sal ken, dat ons die Bybel sal lees, maar belangriker, die hele Bybel. Die hele Bybel. Want die meeste dwaalleer het ons net nou gehoor ontstaan deur mense
wat net vat waarvan hulle hou of wat hulle graag wil hoor. Maar wanneer 'n mens die Bybel in geheel bestudeer, leer ken wat daarin staan, dan bied dit ons nie net vastigheid nie, maar word dit ook die swaard waarmee ons die dwaalleer kan beskry. En deur die hele Bybel en die hele boodskap daarvan ons eie te maak, word ons deur God self ook toegerus vir elke goeie werk, sê Paulus. Nou, hoe werk dit? Deur sistematies met die Bybel te werk, word jy toegerus vir die goeie werk. En die manier hoe ons sistematies met die Bybel werk, is juis deur sistematies samevattings te vorm van dit wat ons glo. En so het die kerk nog altyd gewerk, sistematies gaan kyk, wat leer die Bybel ons oor die Vader, Seun en Heilige Gees? En dit bely ons al vir eeue. Die 12 artikels, geloofsbelijdenis van Nicea, Athanasius. In die hervorming, sistematiese samevatting van dit wat ons glo. NGB en katekismes. Uitverkiesing, sistematies saamgevat in die Dordtse leerreëls. En wat gebeur dan? Dan begin jy goeie werk doen. En onthou, wat is goeie werk? Dit is iets wat gebore word uit ware geloof uit, wat gedoen word volgens dit wat God sê, volgens die wet van God, en wat dien tot die eer van God. Nie werk wat gedoen word op my eie goeddinke, of op die oorlewering van mense, of wat mense dink goed is nie, maar op wat God vir ons nog altyd gesê het goed is. So wat ons betref, broers en susters, dink ek, as ons kan afsluit die wonder van die Bybel wat ons besit, is belangrik dat ons daardie Bybel sal leer ken. Sistematies daarmee sal werk, en dan sistematies dit gaan kyk hoe dit vir ons saamgevat is, in dit wat ons glo, die belydenisskrifte. En ja, hoor maar, daar's baie mense wat vandag vir jou gaan sê, dis oudtyds, dis nie meer van toepassing nie, dinge het verander, tye het verander, julle is net 'n tradisionele kerk. Die vraag is, het God verander? Nee, God het nie. Maar wat die belydenisskrif vir ons gee, is 'n handvatsel om te bly by wat God vir ons gesê het. Want die Bybel is die enigste bron van dit wat ons glo. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons wil vandag ook saam met die psalmdigter dit uitjubel, watter skatte van genade sal geskryf word op die blaaie wat die nageslag sal lees. Ons dankie dat ons ook daardie skatte kan ken, dat ons u woord kan ken, dat ons elkeen 'n Bybel het in ons eie taal wat ons kan verstaan en waaruit ons kan ons geloofskrag put. Ons dankie ook dat ons deel kan wees van u kerk hier op aarde, en besonder u kerk wat ook ernstig daaroor is om te bly by wat u vir ons gesê het. Daarom dank ons u vanaand ook vir die kosbare geloofskatte van ons belydenisskrifte, waaruit ons ook elke dag kan put en wat dit vir ons ook soveel makliker maak om die volle Godsopenbaring, die volle raad van u te leer ken. Dit wat nodig is vir ons verlossing. Ons wil daarom sê aan u,
kom toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Daar is geleentheid om ons liefdegawes te gee. Welsalig is die man wat God van harte vrees. Welsalig hy wat in sy wet 'n welgevalle het. Kom ons staan vir die sing daarvan, Psalm 112 vers 1. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.